Pulmonale embolisme klink nogal soos 'n mondvol, né? Maar dit beskryf 'n skielike en baie ernstige mediese gebeurtenis. So, kom ons breek dit 'n bietjie af en kyk presies wat gebeur wanneer hierdie stille gevaar toeslaan. Denk gou hieraan. Een oomblik gaan alles nog goed en die volgende oomblik kan jy skaars asemhaal. Jy het hierdie skerp stekende pyn in jou bors. Dis verskriklik, ja, maar daai skrikwekkende gevoel, dis dikwels die heel eerste duidelike waarskuwingstekens van 'n pulmonale embolisme. En net om vir jou 'n idee te gee van hoe ernstig dit is, kyk na hierdie syfer. Meer as 100,000 mense. Dis hoeveel mense elke jaar in die VSA alleen hieraan sterf. Sjoe, dit maak dit die derde grootste oorsaak van dood as dit kom by hart- en bloedvatsiektes. Dis enorm. Goed, so kom ons spring sommer dadelik weg. Wat presies is 'n pulmonale embolisme en hoekom is dit so 'n onmiddellike en wel stille bedreiging? So, in sy eenvoudigste vorm is die oorsaak 'n blokkade. Wat gewoonlik gebeur is dat 'n bloedklont iewers in die diep are van die bene vorm. Jy het dalk al gehoor van diepveneuse trombose of DVT. Wel, dis dit. En dan breek daai klont los, hy begin reis deur die bloedstroom en uiteindelik sit hy vas in die are van die longe. Die beste manier om hieraan te dink is regtig soos 'n skielike verkeersknoop, maar binne in jou longe. Hierdie blokkade keer dat die bloed kan deurvloei en wat gebeur? Die druk in daai longslagare skiet die hoogte in en dit op sy beurt plaas net geweldige spanning op die regterkant van jou hart. Die hart probeer desperaat om die bloed verby daai verkeersknoop te pomp en as hy nie kan nie, kan dit uiteindelik tot hartversaking lei. Maar hier's wat dit regtig moeilik raak. Die simptome. Wel, hulle kan drasties verskil van persoon tot persoon. Soms is dit daai akute ernstige pyn wat ons genoem het, ander kere is dit so lig, dit word heeltemal misgekyk. En omdat hierdie simptome met soveel ander toestande oorvleuel, maak dit die diagnose ongelooflik moeilik. So, dit bring ons by die volgende vraag. Hoe op aarde vind dokters uit of 'n pasiënt se simptome regtig deur 'n PE veroorsaak word? Dis amper soos mediese speurwerk. Nou, soos ons sopas gesê het, die simptome kan jou maklik op die verkeerde pad lei. 'n Dokter se gatveel is belangrik, maar is net nie altyd akkuraat genoeg nie. Dis hoekom dokters regtig op hul hoede moet wees en 'n baie gestruktureerde benadering moet volg, sodat niks deur die krake glip nie. En daai proses is eintlik baie logies. Eerstens gebruik hulle puntestelsels om die waarskynlikheid van 'n PE te skat. As die risiko laag lyk, kan die eenvoudige bloedtoets, die D-dimer, dit help uitskakel. Maar as die risiko hoër is of daai bloedtoets is positief, dan is beeldvorming die absoluut deurslaggewende volgende stap. En wanneer dit by beeldvorming kom, is daar een goue standaard, die KTPA-skandering. Dis 'n baie gespesialiseerde tipe CT-skandering wat dokters toelaat om die bloedvate in die longe direk te sien. En die akkuraatheid hiervan is regtig indrukwekkend. So, dis basies die mees betroubare manier om te sê, ja, hier is 'n PE of nee, dis iets anders. Goed, so die skanning is positief. Daar is 'n PE. Maar nou begin die volgende en dalk selfs meer kritiese fase. Sien, dis nie genoeg om net te weet daar is 'n klont nie. Die vraag is, hoe gevaarlik is daardie klont op hierdie presiese oomblik? Hierdie proses wat ons risikostratifisering noem, is die spil waarom alles draai. Dit bepaal letterlik die hele behandelingsplan. Elke besluit wat hierna geneem word, watter medikasie of die pasiënt hospitaal toe moet gaan, alles hang af van hierdie een kritiese risikobepaling. Oor die algemeen word pasiënte in 3 hoofgroepe ingedeel en, soos jy kan sien, val die oorgrootste meerderheid in die lae en intermediêre risikogroepe. Dis goeie nuus, maar daai klein groepie, daai 5% wat as hoë risiko geklassifiseer word, wel, dis die pasiënte wat op daardie oomblik en onmiddellike lewensgevaar is. Nou hierdie tabel breek dit mooi af. Dit wys presies wat daai groepe van mekaar onderskei. En die heel belangrikste faktor, dis iets wat ons hemodinamiese stabiliteit noem. In eenvoudige Afrikaans beteken dit net, wat maak die pasiënt se bloeddruk en pomp die hart nog effektief? 'n Hoë risiko pasiënt is in skok. 'n Intermediêre risiko pasiënt se bloeddruk is dalk nog stabiel, maar toetse wys klaar daar spanning op die hart. En kyk net na die verskil in die 30 dae sterftesyfer. Dit wys jou presies hoekom hierdie onderskeid 'n saak van lewe en dood is. Okay, so die diagnose is gemaak, die risiko is bepaal, dis nou tyd vir aksie. Wat presies doen die mediese spanne om hierdie klomp te beveg en die pasiënt se lewe te red? Die doel van die behandeling is eintlik redelik eenvoudig. Nommer 1, hanteer die onmiddellike gevaar. En nommer 2, maak seker dit gebeur nie weer nie.
En natuurlik, die presiese plan hang heeltemal af van daai risikolevel waarvan ons net nou gepraat het. Vir so te sê, elke liewe pasiënt met PE is die eerste stap antikoagulante, wat ons somme bloedverdunners noem. Dis die absolute hoeksteen van die behandeling. Maar is belangrik om te verstaan wat dit doen en nie doen nie. Bloedverdunners los nie die klont op wat reeds daar is nie. Wat hulle wel doen is om te keer dat die klont groter word of dat nuwe klonte vorm. Dit gee dan die liggaam self 'n kans om die bestaande klont oor tyd af te breek. Maar wat van daai hoë risiko pasiënte wat reeds in skok is? Wel, vir hulle is bloedverdunners alleen net nie genoeg nie. Hulle het iets sterker nodig. Trombolise. Dis kragtige klontbrekermiddels wat die klont aktief gaan oplos. Die probleem, dis 'n tweesnydende swaard. Hierdie selfde middels verhoog die risiko van ernstige bloeding dramaties, so die besluit om dit te gebruik is 'n massiewe een. Dis presies hoekom nuwer, meer gevorderde tegnieke nou al hoe gewilder word. Dokters kan deesdae 'n kateter, 'n dun buisie, direk tot by die klont in die long lei. So kan hulle dan daai klontbreker medisyne presies aflewer waar dit moet wees, of hulle kan die klont selfs meganies verwyder. En die groot voordeel, dit verminder daai algehele bloedingsrisiko aansienlik. Goed, so wat gebeur nou as 'n pasiënt deur daai akute fase is? Wat is die langtermyn vooruitsigte? Kom ons kyk 'n bietjie na die pad na herstel. Onthou ons het gepraat oor die spanning op die hart? Wel, hier is waar dit regtig saak maak. Die toestand van die regter ventrikel, die RV, is die beste enkele voorspeller van 'n pasiënt se korttermyn oorlewing. As die hart nie onder druk is nie, is die oorlewingssyfer fantasties, maar die oomblik as daar tekens van hartstremming is, skiet daai sterfterisiko op. En dis belangrik om te weet, die gevaar is nie verby net omdat jy uit die hospitaal is nie. Sonder die regte volgehoue behandeling kan tot 30% van pasiënte, dis amper 1 uit elke 3, weer 'n PE kry binne die volgende 10 jaar. En dis presies hoekom so baie mense vir maande of partykeer selfs lewenslank op bloedverdunners moet bly. Vir 'n klein groepie oorlewendes, so tussen 2 en 4%, is daar nog 'n langtermyn komplikasie. Soms los die klont net nie heeltemal op nie en verander dit met tyd in littekenweefsel. Dit veroorsaak dan 'n toestand van chroniese hoë bloeddruk in die longe, wat ons QTPH noem. En daai permanente skade, dit kan op die ou end weer tot regter hartversaking lei. En dit bring ons by die kern van die saak. Pulmonale embolisme is een van die mees voorkombare oorsake van sterftes in hospitale. Ons het die behandelings, ons verstaan die risiko's en tog bly dit 'n massiewe probleem. Die grootste uitdaging is nie regtig die behandeling nie, dis die diagnose. Dis om die eerste subtiele tekens raak te sien voordat dit te laat is. So die vraag wat ons almal moet vra is, hoe kan ons hierdie stille bedreiging vinniger vang?